Daniël 5, ek lees vir ons voor vanaf die eerste vers. Koning Belsasar het 'n groot maaltyd berei vir sy 1000 maghebbers. En in teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. By die genot van die wyn het Belsasar bevel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring wat sy vader Nebukadnesar uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue daaruit kon drink. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel, uit die huis van God in Jerusalem weggevoer was. En die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue, het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer, koper, yster, hout en klip geprys. Op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe. Die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. Toe het die gelaatskleur van die koning verander en sy gedagtes het hom verskrik. En die gewrigte van sy heupe het losgeraak en sy knieë het teen mekaar geslaan. Die koning het hardop uitgeroep om die besweerders, die galdeërs en die waarsêers in te bring. Daarop het die koning gespreek en aan die wyse manne van Babel gesê: enige een wat hierdie skrif lees en my sy uitlegging te kenne gee, hy sal met purper beklee word en 'n goue ketting sal om sy hals wees. En as derde in rang sal hy in die koninkryk heers. Toe het al die wyse manne van die koning ingekom, maar hulle was nie in staat om die skrif te lees en die uitlegging aan die koning bekend te maak nie. Toe het koning Belsasar baie verskrik geword en sy gelaatskleur het aan hom verander, ook sy maghebbers was in verwarring. Na aanleiding van die woorde van die koning, van sy maghebbers, het die koningin in die eetsaal ingegaan. En die koningin het begin spreek en gesê: mag die koning in ewigheid lewe. Laat u gedagtes u nie verskrik en u gelaatskleur nie verander nie. Daar is 'n man in u koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. Die dae van u vader is verligting en insig en wysheid, soos die wysheid van die gode in hom gevind. Daarom het u vader, koning Nebukadnesar, om as owerste van die geleerdes, die besweerders, die galdeërs, die waarsêers aangestel, u vader, o koning, omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is, om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak. En Daniël, aan wie die koning die naam van Belsasar gegee het. Laat Daniël nou geroep word, dan sal hy die uitlegging te kenne gee. Toe is Daniël voor die koning gebring. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê: is jy Daniël, wat by die Joodse ballinge hoort, of behoort, wat die koning, my vader uit Juda gebring het? Ek het van jou gehoor dat die gees van die gode in jou is, en dat verligting en verstand en voortreffelike wysheid in jou gevind word. Nou net is die wyse manne, die besweerders, voor my gebring om hierdie skrif te lees en sy uitlegging aan my bekend te maak, maar hulle is nie in staat om die uitlegging van die woord te kenne te gee nie. Maar ek het van jou gehoor dat jy uitlegginge kan gee en knope kan losmaak. As jy nou die skrif kan lees en sy uitlegging aan my bekend maak, sal jy met purper beklee word en 'n goue ketting sal daar om jou hals wees. En jy sal as derde in rang in die koninkryk heers. Toe het Daniël geantwoord en voor die koning gesê: u kan u gawes maar vir u self hou en u geskenke aan 'n ander gee. Nogtans sal ek die skrif vir die koning lees en die uitlegging aan hom bekend maak. Wat u betref, o koning, die Allerhoogste God het aan u vader Nebukadnesar die koningskap en grootheid en heerlikheid en majesteit gegee.
En vanweer die grootheid wat hy hom gegee het, het al die volke, nasies en tale gebewe en vir hom gesidder. Wie hy wou het hy gedood, en wie hy wou het hy laat lewe, en wie hy wou het hy verhoog, en wie hy wou het hy verneder. Maar net toe sy hart hom verhef het en sy gees verhard is om oormoedig te wees, is hy van die troon van sy koningskap afgestoot en die heerlikheid is hom ontneem. En hy is uit die mense verstoot en sy hart het soos die van die diere geword en hy het saam met die wilde esels gewoon. Hulle het hom plante laat eet soos die beeste en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak totdat hy erken het dat die Allerhoogste God mag het oor die koningskap van die mens en daaroor kan aanstel wie hy wil. Maar u, Belsasar, sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. Maar u het u verhef teen die Here van die hemel en die voorwerpe van sy huis het hulle voor u gebring en u en die maghebbers, u vroue en die byvroue wyn daaruit gedrink. En u het die gode van silwer en goud, koper, yster, hout en klip geprys, wat nie sien en nie hoor en nie weet nie, maar die God in wie se hand u asem en voor wie al u paaie is, hom het u nie vereer nie. Toe is dit deur hom die deel van die hand gestuur en hierdie skrif geskrywe. En dit is die skrif wat geskrywe is. Mene, tekel Upharsin. Dit is die uitleg van die woord. Mene, God het u koningskap getel en daar 'n einde aan gemaak. Tekel, u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Peres, die koninkryk is verdeel en aan die Medes en Perse gegee. Toe het Belsasar bevel gegee en hulle het Daniël met purper beklee met 'n goue ketting om sy hals en aangaande hom openlik uitgeroep dat hy as derde in rang in die koninkryk sou heers. In dieselfde nag is Belsasar, die koning van die Galdeërs, gedood. Ons lees net tot sover. Jy sal daarop let dat Daniël se beskrywing van Nebukadnesar se koningskap bevestig dit wat ons verlede week ook vir mekaar gesê het rondom die beginsel van die 5de gebod. God bepaal en skenk gesag. Nou broers en susters, Babylonië was in daardie tyd na die tweede ballingskap, tyd na 586 voor Christus, die tyd van Daniël en sy vriende, 'n baie sterk en gedigte moondheid gewees. Onder Nebukadnesar het Babylonië bly groei. Baie gebiede is verower, onder meer ook die Suidryk, volgens die oordeel van wat God daaroor uitgespreek het. Dus het Nebukadnesar teen Jerusalem gaan veg. Ons ken ook die geskiedenis, baie van die inwoners is gevang en as ballinge toe na Babel weggevoer. En so het Daniël en sy vriende dan ook in Babylonië beland. Daardie tyd het Nebukadnesar ook die goue en die silverbekers wat in die tempel in Jerusalem was geneem en in die skathuis van sy afgode in Babel laat bære. Ons moet besef, vir tempeldiens was hierdie bekers heilig. Dit was gewy aan die diens van God. Dit was bedoel net vir gebruik in die tempel in Jerusalem. Nou vandag se boodskap, soos u ook kan aflei, speel egter nie af in die tyd van Nebukadnesar nie. Alhoewel uit die aard van die saak Daniël nog steeds ook geleef het nadat Nebukadnesar dood is.
Die gedeelte wat ons gelees het, handel spesifiek oor die einde van die Babiloniese ryk. En gebeur onder die regeringstydperk van 'n ander koning. Nou die gebeure is van so 'n aard dat mens hierdie stukkie geskiedenis in toneelstukke kan opdeel. En elkeen van die toneelstukke vir ons baie belangrike elemente van die boodskap van hierdie gedeelte beklemtoon. Ons vind die tonele van die groot feesmaal wat Belsasar gehou het vir sy raadgewers, bevelvoerders, sy vroue en byvroue. Die tweede toneel, ons sien die hand verskyn wat die skrif aan die muur skrywe. En dan die verwarring wat daarop volg in die gesprekke tussen die koning en sy raadgewers. Die laaste toneel, Daniël, wat vir Belsasar die oordeel uitspel. Die eerste gedeelte, die eerste toneel, speel dus af lank nadat Daniël en sy vriende na Babilonië weggevoer is. Die jare het verbygegaan, Nebukadnesar is later dood en hy is opgevolg deur 'n koning met die naam van Belsasar. Nou Daniël, profeet van God, was toe al ook 'n ouer man. Maar hy was nog steeds 'n belangrike man in die regering van Babilonië. Ons lees wel in hierdie stukkie, Belsasar het niks omgegee vir die God van Daniël nie. Hy het die geskiedenis van sy vader, van Nebukadnesar, goed geken, en hy het geweet dat Nebukadnesar die ware God erken het, maar hy het hom glad nie daaraan gesteur nie. Een aand besluit Belsasar om tydens 'n groot ete vir al die mense wat ons genoem het, wyn te bedien deur die goue en silwerware van die tempel. Toe hy onder invloed van wyn was, lees ons, het hy bediendes gestuur om daardie bekers te gaan haal wat Nebukadnesar uit die tempel in Jerusalem weggevat het. Dit was 'n verskriklike ding wat hy gedoen het. Nie oor die waarde van die goue en die silwerbekers nie, maar oor die beginsel van die saak, die minagting wat hy gewys het. Hy en sy gaste, sy vrouens, het gedrink uit die heilige bekers. En terwyl hulle dit doen, vanuit die bekers wat aan God gewy is, het hulle afgode geprys. Afgode van goud en silwer en brons en hout en klip. Afgode wat hulle nie eers kon hoor nie. In baie opsigte weerspieël Belsasar en sy gaste se houding die mens se houding teenoor God. Die mens se ingesteldheid ten beste is een van miskenning van God. Een van ongeërgdheid teenoor God. Want om God te erken is om jou eie sonde te erken. Dit kom neer op 'n erkenning van vyandskap. Vyandskap tussen God en mens. Ons het vanoggend weer in die wet gehoor, God sê vir ons, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Deur hulle optrede het Belsasar en sy gaste nie net vir God gelyk gestel aan 'n klomp dooie afgode nie.
met hulle in der waarheid gemaak, asof hy minder is. Minder as 'n stuk hout of klip. Die waarheid is, ons hoef egter nie voor beelde te buig, om ook so afgodsdienaars te wees nie. Ons het geleer, elke persoon, elke saak, elke dingetjie wat vir ons 'n belangrike rol speel in ons lewe as wat God doen, is 'n afgod wat ons aanbid. En so is ons vandag nog steeds besig met dieselfde ingesteldheid, dieselfde handeling, as waarvan ons in hierdie skrifgedeelte in Daniël 5 gelees het. Ook besig om die spot te dryf met God. Is dit nie eie aan die tyd van Belsasar nie. Ons mag dalk ons wenkbroue lig as ons hoor hoe dat hulle opsetlik met hierdie heilige voorwerpe gemors het. Maar ons gaan voort en luister na stories waar God se naam belaster word, sonder skroom, sonder skaamte. So hierdie eerste toneel van die geskiedenis van Belsasar is eintlik nie 'n onbekende toneel nie. Dis die eerste toneel van elke mens se lewe. Die vraag aan ons, hierdie stukkie geskiedenis eerstens aan ons vra, is of ons ook steeds in ons sonde, in hierdie minagting volhard, ten spyte daarvan dat ons ook deur die genade tot beter insigte gebring is. Dalk staan ons ook steeds onder die beskuldiging wat Daniël later in die gedeelte bring, verse 22 en 23, maar u het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. Maar u het u verhef teen die Here van die hemel, die voorwerpe van sy huis het hulle voor u gebring. En ons weet, ons lees verder ook, daaruit gedrink en eer gebring aan sy eie gode. Aan die einde sê Daniël, maar die God in wie se hand u asem en voor wie al u paaie is, hom het u nie vereer nie. Het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. Belsasar het geweet. Ons weet. Ons sien die volgende toneel begin afspeel. Skielik gebeur daar iets onverwags. In die helder lig van die kandelaar lees ons het 'n gedeelte van 'n hand verskyn en teen die gepluisterde muur begin skryf. Dit is nie 'n volle mens nie. Net die vingers wat skryf teen die muur. En die koning het bleek geword van skrik. Mene, mene, tekel Ufarsin het in die muur verskyn. Die woorde was wel bekende Arameese woorde, maar die betekenis daarvan was vir die koning verduisterd. Veral omdat hierdie terme as selfstandige naamwoorde gewigmates behels het. Mates is ons eie taal soos kilogram, of gram of ponde. Daarom het Belsasar nie verstaan wat daarmee bedoel word nie. Daniël vertaal dit nie as selfstandige naamwoorde nie. Hy wys op die koning, of wys vir die koning daarop. Dis werkwoorde. Getel, getel, geweeg en verdeel. Belsasar se koningskap is genommer. Die netto resultaat daarvan
te min. Dit weeg nie swaar genoeg nie en sal verdeel word in die koninkryk van die Mediërs en Perse. Vir elke mens is daar een van twee moontlikhede. Die eerste, dit wat ons sien in hierdie toneel van Belsasar se lewe. En dit is dalk 'n kort toneel, maar 'n toneel met 'n ongelooflike groot implikasie. Want oor meeste mense staan die oordeel wat oor Belsasar gevel was. En dit is 'n oordeel wat elke mens moet laat bleek word van skrik en van vrees, die oomblik as wat hy daarvan kennis neem. Want in God se oë sou hy ons weeg, sal ons werke te lig bevind word. Alles wat ons doen is nie goed genoeg nie. Alles wat ons dink is nog steeds gevul met die eie ek. Alles wat ons hoop beplan probeer, bly bevlek met sonde. En daarvoor is ons ook veronderstel om die koninkryk ontneem te word. Steeds vandag is daar soveel wat 'n houding van eie grootheid, eie hoogmoed teenoor die Here handhaaf. En die ergste van alles, steeds vandag soek ons die antwoorde vir al die misterie van die lewe by ander mense, net soos wat Belsasar gedoen het. In plaas van hom wat die lewe gemaak het en wat die waarheid is. Belsasar het na sy raadgewers, sy sogenaamde wyses gehardloop en gevra na die betekenis van hierdie woorde aan die muur, totdat hy op die ou einde by Daniël God se verduideliking gevra het. Alhoewel hy God nie herken het nie, is dit deur Daniël God wat hom geantwoord het. Die tweede moontlikheid vir 'n mens is dat jou werke nie geweeg sal word nie. In steede van dit wat jy gedoen het deur die lewe, weeg God dan Christus se werke tydens sy lewe. En dit dra gewig. Dit word nie te lig bevind nie. Dit is voldoende. Dit is 'n moontlikheid wat elke kind van God toegereken word op grond van die ware geloof wat ons vanoggend dan ook hier weer saam bely het. Ons Here leer ons Johannes 14 vers 6: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Of jou werke word geweeg en is te lig, of in Christus word sy werke vir jou geweeg en word die koninkryk jou nie ontneem nie. Die laaste toneel is ook 'n kort toneel, maar dra ook baie gewig en betekenis. Ek lees in 'n Bybelstudie oor hierdie gedeelte dat hierdie hoofstuk 'n kant van God wys wat ons regtig maar moet ter harte neem. Hy laat homself nie onbetuig in die lewe nie. Hy vertoon groot geduld en is koestig met sy genade, maar daar kom egter 'n tyd wat sy geduld en genade so vertrap word dat hy in sy vertrapte liefde optree en 'n einde aan verwaande halsstarrigheid maak. Daardie punt het dieselfde nag nog vir Belsasar aangebreek. God het die dae van sy koningskap getel
en 'n einde daaraan gemaak. Die koning is te lig bevind voor die God met wie hy bespot het, en hy is die aand van daardie fees vermoor, en is sy koninkryk om ontneem. So daar 'n einde gekom aan die groot en magtige Babiloniese ryk. Maar nou weet ons, die einde van die tweede Babylon is ook op pad. En is nader as wat meeste van ons heel waarskynlik verwag. God sê dit is soos 'n dief in die nag, wat elkeen sal verras wat nie gereed is nie. En dat die boeke van oordeel op daardie oomblik geopen sal word, om die mens se werke te weeg. Openbaring 16 vers 9, en die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. Een van die 7 engele met die 7 skale het gekom, met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel, die eerste deel van Openbaring 17 vers 1. Vir die wêreldse Babylon, en almal wat in haar goddeloosheid deel en aan die valsheid van haar lippe hang, is die skrif reeds aan die muur. Daardie oordeel sê, julle arrogansie sal voor God se toorn verdwyn soos die dou voor die hitte van die son. Julle dae is getel, julle werke te lig bevind. Die skrif is aan die muur. Oor ons Here Jesus Christus was daar ook woorde geskryf. Waar ons God aan die kruis gehang het, was daar 'n bordjie bo sy kop wat hom as koning van die Jode uitgewys het. En hy was bespot, net soos wat hy deur Belsasar en sy gaste ook bespot was. Vandag het die dinge nie verander nie, inteendeel, die veragting van ons Here het net erger en erger geraak, soos wat hierdie wêreldse Babylon al meer dronk raak in roem en mag. En vir een vir my, wat deur die genade van beter weet, is die versoeking altyd daar om ook daarin te deel. Daagliks wil die eie ek sy eie kop volg, sy eie genot najaag, sy eie roem soek en wil ons op ons eie krag staat maak. Daagliks hoor ons die aanloklike beloftes van 'n wêreldse Babylon met aardse Belsasars wat ons agter ander gode wil laat aanloop, met beloftes van purper kledingstukke en goue juweliersware. Die waarheid is, ons kan nie in albei koninkryke deel nie. Ons kan nie agter 2 konings aanloop nie. Niemand kan 2 here dien nie, Matteus 6 vers 24, want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Wêreldse koninkryk of 'n hemelse koninkryk. As ons dus nou ons eie lewe ook in tonele moet opdeel, behoort dit gekenmerk te word deur 'n paar momente wat ons lewensverhaal beskryf. Die eerste toneel, die dag wat God daaroor beskik het dat ons gebore moet word. Die tweede toneel, die dag wat God in genade beskik het, ons wedergebore moet word. Die derde toneel,
een wat ons hom tegemoet gaan in die koninkryk wat hy ons skenk. Maar vir baie gaan hierdie tonele anders lyk. Tonele van lewensverhale waar die waarheid van God aan hulle gebied is, maar hulle nie bereid was om hulle harte te verneder nie. Met die laaste toneel dan wat eindig, waar die skrif aan die muur ook oor hulle gespreek word, saam met die Babylon en die Belsasars van hierdie wêreld. Jy is gemeet, jy is geweeg, jy is te lig bevind. Hoe verskriklik moet dit wees as die ware God daardie woorde oor jou spreek. Jy is te lig bevind. En die koninkryk waaraan jy soveel jare vir jouself gebou het, word in 'n oogwink jou ontneem. Ek herhaal, hierdie stukkie geskiedenis wys ons 'n kant van die Here wat ons ter harte moet neem. Hy laat homself nie onbetuig in die lewe nie. Hy vertoon groot geduld. Maar daar kom 'n tyd wat sy geduld en sy genade so vertrap word, dat hy in sy vertrapte liefde optree en 'n einde aan verwaande halsstarrigheid maak. Wat sê ek? Dat die dinge wat vir ons belangriker is as God, en dit sluit in mense, stokperdjies, dinge wat ons wil hê, enige iets. Ons inslag teenoor ons roeping waar ons dink die kerk skuld ons iets. Waar ons vergeet dat ons kerk is en geroep is ten spyte daarvan dat die oordeel eintlik oor ons gevel moes word. Daar waar kerk vir my net nog 'n ding word wat ek maar doen en wat ek maar verdra sodat my gewete gesus kan word. Die liefdeloosheid waarmee ons mekaar hanteer. Die gevegte in ons families. Bekleie onder mense wat daarop roem dat hulle kinders van die Here is. Praat ek met my buurman? Wat sê ek vir die man op straat wat my vra om hulp? Of wat verkondig ek aan die een aan die ander kant van die toonbank, al was hy of sy ongeskik? Die stories wat ons kyk. Die gesprekke wat ons voer. Dinge wat ons doen, plekke waar ons gaan, waarvan niks met 'n heilige lewe stryk nie. Waarvan niks in die koninkryk wat hy sy kinders skenk, pas nie. Broers en susters, geniet God se geduld en sy genade, maar deur dit in gehoorsaamheid te omhels. Moenie dit toets soos Belsasar nie. Moenie dit bespot soos Babylon nie. Moenie daarmee mors nie. God is groot en hy is genadig. En vir jou het hy die bespotting en die veragting van hierdie wêreldse Babylon verdra en die oordeel wat op die muur geskryf is vir jou opstandigheid, vir jou afgoderry, het hy op homself geneem
sodat jou naam nou in die boek van die lewe kan staan. En val jy nie meer onder die woorde teen die muur. Jy is gemeet, jy is geweeg, jy is te lig bevind, en die koninkryk word jou ontneem nie. Maar hy is, en hy bly God. Moenie dink, hy laat met hom mors nie. Vir ons was die skrif aan die muur oor hom gevel. Broers en susters, laat ons 'n lewe leef wat daarvan getuig, wat daarvan roep, sodat almal dit kan hoor en sien, sodat almal kan weet. Vir ons is ons Here geweeg, en in hom het ons die koninkryk ontvang. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en ewige Here, U is die koning van konings. U is die skepper van alle dinge. U alleen is lofwaardig en aan U alleen behoort die oorwinning. U alleen kom toe die heerskappy. Voor U alleen buig ons in aanbidding. U is waarlik groot en genadig, U is waarlik God. Maar tog kies die mens om sy skepper te bespot. Vandag steeds gaan hy voort om met sy redder te mors. Wee die dag wanneer Babylon, die Belsasars, U ook as regter leer ken. Ons besef, o Here, dat ons ook onder hulle nommers getel het. Die oordeel ook vir ons teen die muur geskryf was, maar verander het na 'n naam geskryf in die boek van die lewe, slegs omdat U daaroor so beskik het. Slegs omdat U die oordeel in ons plek gedra het. Niks wat ons doen sal ooit genoeg gewig kan dra nie. Niks wat ons doen sal ooit vir U genoeg dankie kan sê vir dit wat U vir ons gedoen het nie. Want U is die Alfa en die Omega, die begin en einde van alle dinge. U is ons God en Here. Aan U alleen die eer. Amen. Gee